ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 252. Ek is professor Hans Rettinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of alternatief die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal was, in die geopenbaarde Hebreëse name, die antieke geopenbaarde Hebreëse name. Dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jou hande op kan lê. Ek sê weer, ek kan vir u 'n Hebreëse Bybel gee. Gaan hy iets beteken? Niks. As ek vir u 'n Griekse Bybel gee, gaan hy iets beteken? Niks. As ek vir u 'n Kosa Bybel gee, gaan hy iets beteken? Niks. Maar as ek vir u 'n 1611 King James Bybel gee, want ons almal kan Engels en Afrikaans, want dit is ons tweede taal Engels gee, dan kan jy mos lees wat daar staan. Nou as hy Engels streep Hebreërs is, Engels en dan in hakies, of Engels en dan die Hebreërs. Hoe maklik is dit? Dit moet wees. Dis erfstukke, jy kan hom nie kry in die wêreld nie. Hulle is in geen boekwinkels te koop nie. In Amerika, in Texas kan jy hom kry, maar jy betaal amper 2 keer die prys om hom hier te kry vir die posgeld, want hy weeg 3,5 kg. Ek het 'n klompie, sou jy belangstel, en ek ook 'n pakket met hulle, so jy moet met my praat. Voordat die voorraad klaar is, want ek gaan nie weer van hulle inbring nie. Kos baie geld, baie geld. Ons webtuiste 0722367124. Ekskuus, dis ons WhatsApp nommer, dis ek nou praat ek 'n klomp strooi. WhatsApp nommer 0722367124 of gaan ons webtuiste https://javashua.co.za. Gelukkig kan jy alles hierbo sien, né? As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, begin by deel 1, jy het 'n magdom inligting gemis. Dit is belangrik dat jy inteken as 'n nuwe kyker, want partykeer kry jy mense wat net eers die eerste een wil kyk omdat daar iets spesifiek is, en maar begin by deel 1. Stuur ook die kontak aan die vriende en kennisses, is lewensveranderend. Skryf op pen en papier en 'n 3353 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, in die naam van Javashua, kom ons vanmôre om vir u baie dankie te sê. Baie dankie vir die bonatuurlike genadegawe. Dankie vir die reën wat geval het, Vader. Ons roep meer reën, nie net in Suid-Afrika nie, maar Namibië, Botswana. Ons roep ook reën waar daar mense is wat nodig het dat u water stuur. Sonder water kan ons nie bestaan nie. So ook in die gees kan ons nie bestaan sonder die natmaking van die Ruach HaKodesh, wat die geestelike water is in ons lewens. Dankie vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. Salf u woord vanmôre, maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Javashua, die naam bo elke ander naam. Elke Jaffa sê halleluja, halleluja, reg oor die wêreld. Prys Jaffa, loof, loof, loof Jaffa, ons eer hom. Die verborgenheid van die bonatuurlikheid, alhoewel dit in die Hebreëse reeks is dit hoe Jaffa my gelei het om net aan te gaan met dit. Matteus 3 vers 3. Ons het gisteroggend net aan hom geraak, maar dit is 'n paar dinge wat ek wil nog sê oor dit, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is. Nou die hy kan ook Johannes die Doper wees, daar of die onderdompelaar, dan sit dit klein h, maar as dit 'n hoof, as dit na Javashua verwys, want Johannes praat, Johannes sê, dis is hy wat verwys deur die profeet Jesaja, dan sit 'n hoofletter h. Toe hy gesê het, daai tweede hy is definitief 'n klein hy, dis Johannes, die stem van een wat roep in die woestyn, die stem Johannes wat uit die woestyn uit gaan kom en kom roep, berei die weg van Javashua. Kom wat? Berei die weg van Javashua. Het Johannes die onderdompelaar hom geken as Javashua? Wat sê u? Natuurlik. Hoekom sal ons so sê? Wel, dis baie maklik. Sê vir my, wat jou neefie se name? Hoeveel neefies het jy? En jou niggies? Hoeveel ken jy hulle name? Natuurlik. Natuurlik.
hierdie Johannes, die onderdompelaar, is Jafashua se neefie. En Jafashua was Johannes die onderdompelaar se neefie. Al dinge, hulle lewens was uit mekaar uit. Jafashua in Jerusalem en Judea en Johannes in die woestyn. So, daarom sê hy, daarom kon hy die naam noem, Jafashua. Hoekom? Want Vader Jaffa het hom aan Johannes die onderdompelaar in die woestyn geopenbaar. Snaaks dat Jaffa in die woestyn met Johannes gewerk het. Waar het Vader Jaffa met Jafashua gewerk nadat hy geonderdompel was? Hy het hom in die woestyn ingevat, 40 dae en 40 nagte. Wat hy daar gaan doen? Hy het hom gaan oplei in die woestyn. Waar werk Jaffa die beste met ons as Jafiste? Wanneer ons in 'n woestyn is. Waarvan praat jy? Dis beeldspraak wat ek met jou hier praat. Wanneer ons in 'n woestyn van beproewing is, wanneer ons in 'n woestyn van nood is, wanneer dit moet reën en dit reën nie, dis 'n woestyn van droogte vir die plaasboere. 'n Woestyn wanneer die beeste vrek, daar's nie water nie en daar's nie kos vir hulle nie. Ja, jy kan tef en goed hê, maar jy het water nodig. Ons wat nie op die plase boer en so nie, ons is in 'n woestyn van omstandighede. Die ekonomie is besig om te duik, die land is besig om in 'n gemors in te raak. Dis 'n woestyn. En dis waar die stem gewoonlik gehoor word, wanneer daardie woestyn toestand oor mense heers. En ek wil vanmôre vir u sê, deur die salwing van die Ruach HaKodesh, as daar 'n woestyn van siekte oor jou is, of 'n woestyn van druk in die besigheid, of 'n woestyn van huweliksprobleme, kinderprobleme, verskillende opsette, wanneer ons in daardie woestyn bevind, wanneer u self vanoggend in so 'n woestyn bevind. Jy weet natuurlik in 'n woestyn roep jy, daar's niemand nie. Want die huise is nie aan mekaar gebou in die woestyn nie. Jy's alleen, so. Dis baie keer wanneer ons deur daai toestand gaan waar dit so is, wanneer die antwoord op sy naaste is. Terwyl Johannes in die woestyn is, praat Jaffa met hom. En hy sê vir hom, jou neef is my seun. Deur hom gaan ek die volk Israel red. Nie die wêreld nie, die volk Israel. Hoekom? Want hy het eers vir sy eie gekom. Dis wat die woord sê, gaan lees jou Bybel. Ja, later aan, na 2 jaar van sy bediening, dan draai die evangelie na die heidene toe. En dan kom ons as heidene in spel. Maar die eerste 2 jaar, net na Israel toe. In die tyd van die profete, nooit na die heidene toe nie. Altyd na die volk Israel toe. Maar nou verstaan ons ook dat die woord sê, ek het na my eie gekom, en hulle het my nie aangeneem nie. Dit is juist die volk van Israel, wat geskree het, kruisig, kruisig hom. Dis nie ons Messias daai nie. Hoekom? Hulle het hom geken. Hulle het hom gesien. Hy het voor hulle groot geword. En dit wat hy kon verkondig het, wat anti-wetties was, dit wat anti-besnydenis en sabbateers was, en 613 wette was, en feeste, en maane, en noem die goed wat jy wil. Hulle het nie van hom gehou nie, want hy die goed wat vir hulle aangenaam, ek gaan 'n ander woord gebruik, wat vir hulle lekker was, is 'n baie lekker godsdiens gewees. Hou 'n paar bokkies aan, lammetjies en hoere en remoer soos jy wil, en dan 1 keer 'n jaar vat ons gaan slag, en as ons hulle vanmôre geslag het, vanmiddag, dan kuier ons weer by die tannie Laans aan, by die swembad. Verstaan? Dit is 'n lekker godsdiens gewees. Maklik. Hulle het nie gehou van wat hulle gehoor het nie.
En daarom, en alhoewel hulle die wonderwerke gesien het, die bonatuurlike wonderwerke wat hy gedoen het, het hulle besef dat die goed wat Jahshua gepreek het, jy moet alles verkoop en agter my aankom, en my volgeling wees. Dit klink nie so lekker nie. Dit klink nie so lekker nie. Gaan verkoop daai 2 karre van jou. Gaan koop jou huis. En kom jy en jou vrou agter my aan. Van die geld, gee dit vir die armes. Jo, prof, wat het jy gerook vanmôre? Is wat hy vir sy disippels gesê het. Hy het gewil gesê, los julle besighede. Jahshua, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek het 30 jaar, het ek aan die besigheid gewerk. Petrus, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Hy sê vir Lukas, los jou praktyk, los die stiek ouens. Ek gaan hulle gesond maak, kom jy saam met my. My praktyk los. Weet u hoeveel jaar was ek op universiteit gewees? Weet u hoeveel jaar het ek aan die praktyk gebou om my pasiënte bymekaar te maak? En nou sê u, los dit. Ons gaan sommer so loop en mense gesond maak. Gaan ek hulle dan kan invoice nou en dan? Johannes kon baie dinge gevra. Lukas, want hy was die dokter gewees. Mediese dokter gewees. Die woord sê so. Nou, los alles en kom agter my aan. En ek sê julle disippels van mense maak. Disippels van mense. Nog nooit van so 'n ding gehoor nie. Disipel van mense. Los dit wat jy voorgeleer het en dit maak nie saak nie. En dit is wat partykeer die mense die mekaar maak, wanneer hulle Jahviste moet word. Want jy kan nie hoor en remoer en sê jy is 'n Jahvis nie. Want die twee, daar's 'n Afrikaans woord, hulle gel nie so lekker saam nie. Nee. Die woord sê wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, in baie van die godsdienstige kerke, ek sê nie almal nie, het jy nie nodig om 'n standaard van heiligmaking te lewe nie. Jy moet net jou tiendes betaal. Jy moet net elke tweede Sondag in die kerk wees. So die pastoor of die predikant jou net sien. Daar's baie tradisionele goedjies. Maar om 'n standaard van heiligmaking te lewe, dit is nie vir my nie. Daar's makliker maniere. En dis die dinge wat saak maak. Dis die goed wat ons 'n prys kos. En dis hoekom baie van ons familie nie dit wil hê nie. Weet jy dit? Hulle wil dit nie hê nie. Want hulle verstaan nie daai een van ek gaan lewe al het ek ook gesterwe nie. Hulle verstaan dit nie. Wanneer laas het u in die kerk gehoor dat jou pastoor en jou predikant bietjie oor sonde gepraat het? Kom aan. Terwyl die woord sê, dis een van die pilare, van die 7 pilare, waarop ons, as Jahviste gebou is heiligmaking. Heiligmaking. As jy in heiligmaking wil lewe, dan moet jy afstand doen van die ander goed. En meeste van daai goed kan jy nie self van afstand doen nie. Jy moet eers tot bekering kom. Dit is weer een van die ander pilare om 'n Jahvis te wees van die 7. So ons het nou heilig maak en ons het nou bekering. Afstand doen. Heiligmaking. Bekeer. Jy moet jou laat onderdompel in die naam van Jahshua. Daar het ons al 3 van die pilare. Kom aan. Jy sien, dit kos 'n prys vir 'n man en 'n vrou om Jahwe te dien. Ek kan nie vol brandewyn ry van die naweek se partytjie so goed. En dan Sondagoggend sê alles is vergete nie. Want hy worry nie daaroor nie, want bietjie later by die middagete, wanneer die skaapchoppies gebraai word, gaan daar weer brandewyn wees. Maar prof, maar dis nie so ernstig nie. Ons drink biere, jy weet. Ja, dit gaan aan.
Die stem wat een wat roep in die woestyn, berei die weg van Jafashua. So ek kom terug. Het Johannes die onderdompelaar Jafashua geken? By die naam? Verseker. Het hy hom geken as die persoon? Natuurlik. Hulle het dalk saam gespeel toe hulle klein was. Want hulle was 2 neefies gewees. Hulle maas was 2 susters. Hy sê berei die weg van Jafashua. Dis hy wat sê, maak sy paaie gelyk. Daai sy moet mos nou 'n hoofletter wees. Maak sy paaie gelyk. Alhoewel hy nog nie as die seun geken word in die geopenbaarde woord nie, was hy nog steeds die seun waar Jaffa hom aangespreek het in Hebreërs 1 vers 7. Hy sê, vandag het ek u gegenereer. Ek sal vir jou vader wees en jy sal vir my 'n seun wees. En hy het hom 'n naam bo elke ander naam gegee en hy noem hom 'n Elohim. Hy sê, o Elohim, u Elohim, het u gesalf met vreugdeolie. Lees hier Hebreërs 1 vanaf vers 1 tot 14. So het Johannes die onderdompelaar hom geken? Natuurlik. Daar was 'n tyd wat hulle lewens uitmekaar uit was. Hoe lank weet ons nie. Maar waar Johannes die onderdompelaar in die woestyn aangegaan het, en Jafashua met sy lewe aangegaan het, saam met die besigheid as skrynwerker, saam met sy pa, aardse vader Josef. En dan kom Johannes die onderdompelaar uit en hy sê, Jaffa het my geroep om sy pad te kom gelyk maak. Om wat te doen? Om hom aan die volk van Israel bekend te stel. Om hom in die stad waar hy gebly het in Judea, want hy was uit die stam van Juda en hulle het in die provinsie Judea gebly. En in Jerusalem het hy hom bekend gemaak. Nie net as die skrynwerker se seun nie, maar hy sou my roep om hom as die Messias aan julle bekend te maak. Wat 'n wonderlike voorreg dat ek en u vanmôre in die bonatuurlike geopenbaarde waarheid van Jafashua kan leef en funksioneer. Tot môreoggend as Vader lewing gesondheidspaad. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.